En dit bring ons onmiddellik by die skrif. Hoef nie na te slaan nie, luister net wat ek sê. Dit bring ons by Matteus 6 vers 6. En Matteus 6 vers 6 sê, maar jy, en julle sien waarom praat ek van jou vanmôre, wat hier sit? Vir jou Karel, vir jou Rihanna, vir jou Elisabeth, jy. Vader het regtige afspraak met jou vanmôre. Maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer. Kom ons stop net daar. Hierdie woord binnekamer moet eintlik vertaal word met stoorkamer. Die stoorkamer in die Midde-Oosterse huis was die plek gewees waar hulle die voedselvoorrade en allerlei ander voorrade gehou het, maar waar hulle edelgesteentes en kosbarehede ook dan gestoor het. Baie kere weggesteek, gekamoufleerd, gangetjies gemaak binne in die mure, daarin gesit toegemaak, dat dit nie kan gesien word of geïdentifiseer word nie. Dit was die enigste vertrek in die Midde-Oosterse huis wat kon sluit. Nie een ander vertrek kon sluit nie, behalwe hierdie stoorkamer, waar jy dan kan ingaan in jou stoorkamer, jou kan toesluit, afsluit en kan gekonsentreerd in jou verhouding met Vader wees, sodat jy dan jou geestelike voorrade kan aanvul en die diepte daarvan kan begin besef en ervaar deur geestelike openbaring en die geestelike rykdomme wat jy in hom het, kan bedink en kan oordink in 'n persoonlike gespreksverhouding waarna hy verlang om met jou te praat as individu, eenkant afgesonder, toegemaak, net julle twee. Dis die hele teken simbolies van die hele saak van die stoorkamer. Dit wat my betref korrespondeer met wat die psalmdigter sê in Psalm 4 vers 4. Hoef dit nie na te staan die luister net. Psalm 4 vers 4. Weet tog dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Here hoor as ek hom aanroep. Gebed is gesprek, gebed is om te praat, gebed is kommunikasie, gebed is om aan te roep en hart uit te praat en hart uit te stort. Hy het 'n gunsgenoot. Ou verbond praat van die gunsgenoot wat nou kinders van God in die nuwe verbond geword het, in die Nuwe Testament geword het. As dan kinders wat uit hom uitgebore is, wat in 'n vader-kind verhouding met hom is, maar hulle is sy gunsgenote wat in 'n spesiale guns situasie met hom is, 'n guns verhouding met hom het, dat hy hulle begunstig het om in te kom tot by hom, sodat hy in hulle ingeplaas kan word en dan hulle in 'n geestelike eenheid kan kom, en hulle dan afgesonder, geheiligd, sal ons sê Nuwe Testamenties. En daai afgesonder beteken een kant kry in 'n spesifieke plek. En die beste manier wat 'n mens daai afgesonder kan beskryf, om dit te kan verstaan, is een kant plekkie wat 'n gesprekshoekie is. Dis die beste beskrywing. Dis 'n anderste beskrywing as 'n stoorkamer. Is daardie een kant plekkie wat 'n gesprekshoekie is. Dis die beeldende betekenis van daai woord vanuit die oorspronklike. Een kant kry waar hy jou as 'n vader eintlik inbegelei, caring, om daai woord te gebruik, in te begelei, as jy dit nou regtig diepsinnig gaan begin ontleed, wat hy vir jou sê, kom, wag net so 'n bietjie, daar's iets wat jou kan laat struikel, hoor, wag net so 'n bietjie, kom in, hierso deur, want ek wil jou hier een kant kry, kom nou, daar's hy, pas op daaroor, daar's 'n wortel waaroor jy moet trap, reg, daar's hy, kom, en hier is jy nou veilig afgesonder toegesluit, hier by my in hierdie gesprekshoekie, waar ek en jy 'n geestelike kommunikasie en gesprek met mekaar kan hê, as 'n vader met sy kind, 'n gesprekshoekie. En dit korrespondeer weer wat my betref met die woord tug in Hebreërs 12, waarvan die Hebreërs skrywer praat, die woord tug, dat hy tug die wat hy lief het, en dat tug beteken baie is ernstig, dat hy kan jou skort, dat hy jou kan emosioneel vasvat, en dat hy vir jou kan regtig bring by 'n punt wat hy ernstig met jou kan praat. Maar die woord wat daar gebruik word, is pedagogia, waarvan ons woord pedagogiek, opvoedkunde vandaan kom. Pedagogia beteken om opvoedkundig te begelei, om jou opvoedkundig te begelei, maar die beeldende betekenis weer, want al die Hebreëse woorde en uitdrukkings het beeldende betekenisse, net soos dit wat ek net maar vir julle gesê het, maar die beeldende betekenis van pedagogia
is die van 'n vader wat met sy seentjie of sy dogtertjie hand aan hand tussen 3 en 7 jaar oud deur 'n tuin stap. Dis die beeldende betekenis van pedagogia. 'n Pa wat met sy seentjie en dogtertjie hand aan hand stap tussen 3 en 7 jaar oud kinders deur 'n tuin. Want hy het alles gedoen deur 'n tuin. Hy het al sy openbaringe gegee in 'n tuin. Hy het elke keer in die hele saak van tuin een kant en alles wat daar sprekend kan wees, is hy eintlik besig om ons van die begin af, selfs vir Adam en Eva en vir almal van ons, opvoedkundig te begelei. En nou kom hy in die vervulling van Jesus se werk om dit vir ons te kom verduidelik en opvoedkundig te begelei hand aan hand deur 'n tuin. En dit wat my betref korrespondeer weer met die Arameese woord. Abba, dis 'n Arameese woord, nie Hebreëse woord, dis 'n Arameese woord. En die Arameese woord Abba beteken baie intiem, dit beteken papi. Dit beteken daddy. En as jy dit regtig waar nou gaan baie mooi bedink en bekyk en ingaan in die hele saak van die taalkundigheid daarvan, dan kan jy dit so waar deurtrek dat die beeldende betekenis weer van daai woord is 'n kind wat tussen 3 en 7 jaar oud op sy pa se skoot sit. Waar jy op sy skoot sit, want dan jy toegang tot hom. En waar hy jou vasdruk aan sy bors, want hy is El Shaddai. Shad is die Hebreëse woord vir bors. Boesemverhouding. En dan wil ek natuurlik dadelik sê, in my wandel en in my intimiteitsgespreksverhouding met Vader as 'n kind, kan ek dit regtig beleef dat ek dan op sy skoot sit en waar hy met my spreek en ek met hom kan praat in hierdie intimiteitsverhouding. Maar dan moet ek net een ding onthou. Jy kan jouself sien sit op sy skoot, want jy is familie van hom. Maar jy kan nie familiêr met hom raak nie. En dit moet jy goed hoor vanoggend. Jy's familie van hom. Maar jy kan nie met hom familiêr raak nie. Want terwyl jy op sy skoot sit, sit hy op 'n troon. Jy het die vrees van die Here verloor, maar jy het die vrees vir die Here. Althans jy die vrees van die Here behou. Jy het die vrees van die Here behou, maar jy het die vrees vir die Here verloor. Jy's nie bang vir hom nie. Maar jy het respek vir hom. Jy het nog al die tyd respek vir hom. Want hierdie almagtige God van die heelal wat nou jou Vader is, bly heilig die God van die heelal. En wanneer jy juis in hierdie intimiteitsverhouding met hom inkom, besef jy al meer die wonder van die groot genade wat hy oor jou bewys het, dat jy hom Vader kan noem, terwyl hy die God van die heelal is, en wat die geskiedenis skryf. Ek wil dit vir julle probeer demonstreer, met 'n verhaal, is 'n ware verhaal. Ek kan dit nie vir julle verduidelik, vertellend nie. Ek moet dit lees. Moet dit nie sien as 'n voorlesing nie, sien dit as 'n bediening. 'n Man se dogter het die plaaslike predikant gevra om vir haar pa te kom bid. Toe die dominee opdaag, kry hy die man in die bed met 2 kussings onder sy kop. Langs hom het 'n leë stoel gestaan. Die besoeker aanvaar toe dat die pasiënt hom reeds al verwag het. Ek sien net my verwag, sê hy. Nee, wie's jy? Vra die bejaarde man. Die dominee stel homself voor en merk op. Ek het die leë stoel gesien en toe aanvaar ek dat u dit vir my laat regsit het. O ja, daardie stoel, sê die ouer man. Sal jy asseblief die deur vir my toemaak? Die besoeker maak toe so en die ouer man begin toe te praat.
Ek het dit nog nooit vir enige iemand vertel nie. Nie eens vir my dogter nie. Maar in my hele lewe het ek nog nooit geleer om te bid nie. By die kerk het ons leraar oor gebed gepreek, maar dit was alles bo my vuurmaakplek. Maar eendag, omtrent 4 jaar gelede, het my beste vriend vir my gesê, Jannie, gebed is maar net 'n eenvoudige gesprek met Jesus. Ek stel voor dat jy 'n stoel neem en dit voor jou bed sit. En dan stel jy jouself voor dat Jesus op daardie stoel sit. Dis nie verkeerd nie, want hy is tog oral. Praat dan net met hom soos wat jy nou met my praat. Ek het dit gedoen. En ek hou so baie daarvan dat ek dit 'n paar uur lank elke dag doen. Maar ek is versigtig. As my dogter sou sien ek praat met 'n leë stoel, stuur sy my so waar na 'n gestig toe. Die leraar is diep geroer deur hierdie vertelling en het die pasiënt aangemoedig om so aan te gaan soos hy doen. Hy het toe saam met die ou man gebid en huis toe gegaan. 2 aande later bel die dogter vir hom om te sê dat haar papi daardie middag oorlede is. Het hy in vrede gesterf, vra die dominee oor die telefoon. Ja, toe ek die middag 2 uur uit is, het hy vir my geroep, my vertel dat hy vir my lief is en my gesoen. Toe ek 'n uur later van die winkel af terugkom, het ek hom gekry. Maar daar was iets snaaks. Blykbaar het hy net voor hy gesterf het, oorgeleun na die stoel se kant toe, en sy kop op die stoel neergelê. So asof hy sy kop op iemand se skoot sou neerlê. Ek wonder wat dit kan beteken. Die predikant het 'n traan afgevee. En toe maar so half kamoufleer gesê, wel ek weet nie, want hy het niks gesê vir die dogter nie. Hy sê, maar ek wens ons kon almal so heen gaan met ons kop op Jesus se skoot. En dan sê die predikant, ons behoort nie te bid sodat mense ons gebede kan hoor. Ons gebede is bedoel vir God. Gebed is intieme geesteskommunikasie tussen jou gees en die gees van God wat in jou woon. Dit is Jesus se begeerte om jou met sy liefde te oorweldig. Hy is die volmaakte Vader en hy wag vir jou gesprek met hom. Ons gaan nou 'n lied sing en dan staan julle en bly julle staan as ons dan net verder iets sê en dit afrond. So kom ons staan, dan sing ons hierdie kosbare lied. Ja, halleluja. Nou, vriende, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees en van God die Vader se versorging is vir julle elkeen bedoel. Ontvang dit en seën mekaar nou hiervandaan af daarmee, met 'n seën wat julle oor mekaar nou gaan uitspreek. Julle moet een ding net asseblief voordat julle uit hierdie gebou uit verstaan en hoor en dit saam met julle dra. Earth is preparing for a war. Heaven is preparing for a wedding. Halleluja. Dis waarom ek nou wil hê dat ons nou tyd vat. Ek wil vra dat Pietie en Cornie byvoorbeeld nooi mense naby, dan gaan julle en dan gaan geniet julle die Nuwe Testament maal. Vat die elemente staan een kant, aan die ander kant. Moenie sommer net loop nie, gaan bedien mekaar vanuit die elemente, die tekens van die nagmaal of die Nuwe Testament maal. Maar seën dan mekaar, bid vir mekaar. Moenie dat
jy ongeseend en ongebid hier uitgaan nie. Kom ons bedien mekaar in die tyd wat nou vir ons voorlê, waar ons mekaar persoonlik bedien. En dan gaan drink ons saam koffie en ons geniet dit dan saam in die koffieshop. Vader is lief vir julle. Draai na mekaar toe en seën mekaar.